Goeiedag my liewe broer, my liewe suster. Weer eens julle broer in Christus, ou Theo. Ek groet julle elkeen in die wondernaam van Jesus. Nou vandag gaan my boodskap oor Palmsondag. Van u ontvang hierdie boodskap alreeds op die Saterdag aand voor Palmsondag. Van u gaan luister na die boodskap op die radio, Joy Radio op Dinsdag aand. Altens Dinsdagmiddag. En daar is weer 'n heruitsending op Donderdag. Wel, op Dinsdag is dit in die middag, 14:30, en Donderdag aand is dit weer. U kan hierdie radiostasie op internetradio, kan jy aflaai op die App Store, Joy Radio. Nou vriende, kom ons ondersteun hierdie radiostasie, want hulle saai uit om die Here Jesus Christus te verkondig aan 'n verlore gaande wêreld. Ek is een van die predikers saam met vele ander wat dag vir dag uitsaai oor. Maar kom ons ondersteun elke ander stasie, ook vir Shalom. Jy kan dit ook aflaai. Nou vriende en vriendinne, waarom praat ek vandag oor Palmsondag? Weet jy, daar is so baie Christene wat nie die woord van God ken nie. Baie mense wat vir Jesus ken, wat sê ek glo in hom, maar nog nie werklik tot bekering gekom het nie. En Jesus Christus het juis gekom om te red en genees. 700-800 jaar voordat hy gebore is, was daar al gevoorspel. Byvoorbeeld in die boek Jesaja sê dat 'n kind sal vir ons gebore word. So het Sagaria voorspel. Die engel het na sy moeder gekom en gesê dat die seun gaan gebore word en hy gaan die verlosser word van die wêreld. Baie mense is Christen, hulle gaan gereeld kerk toe, gelowige mense, maar gaan eendag die hemel mis, omdat hulle nie vir Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie, omdat hulle nie werklik waar tot kennis van die waarheid gekom het nie. Jesus se eerste preek was juis, kom tot bekering, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk van die hemel is nie 'n plek daar ver waar God bly nie. Nee, God is 'n God van naby wat sy seun gestuur het om ons te red en deur sy gees in ons te kom woon. Om ons te red en te reinig en op te neem as sy kinders. Want almal wat vir Jesus aangeneem het volgens Johannes 1:12 word kinders van God en mag kinders van God genoem word. Kinders van God ontvang die Heilige Gees as inwonend. Nou vriende, daarom wil ek met u praat oor Palmsondag. Maak nie saak wanneer u dit luister na die boodskap nie. Maar ek wil u help om te verstaan. Palmsondag is die begin van die lydensweek. Dit is die dag waar Jesus ingekom het, soos Sagaria gesê het, waar hy in Jerusalem gaan inkom en die mense gaan hom verhoog. Ons gaan binnekort gaan ons Goeie Vrydag, die dag van sy kruisiging, gaan ons vier. Ja, dis Paasnaweek, maar dat 'n hele week voor het afgeloop en elke dag het iets gebeur. En so gaan ek vir die mense wat daagliks my boodskapies ontvang op WhatsApp, gaan ek elke dag iets stuur. As u graag wil dit kry en u kry dit nie, sit my nommer in my naam, Theo Schulz 0761738742 op jou foon, stuur my 'n WhatsApp en ek stuur vir u elke dag boodskapies. Maar vriende, ons moenie as Christene, gelowiges ten gronde gaan deur 'n gebrek aan kennis nie. Want nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie. Ons moet gered word, gereinig word deur die bloed van Jesus. Ons moet tot kennis van die waarheid kom. Ons moet geestelik groei. Ons moet deur die Vader geregverdig word.
Nie op grond van ons goeie werke nie, want uit genade, die genade van die kruis word ons gered. Sodat ons nie kan roem nie. God bewys sy liefde aan ons volgens Romeine 5 vers 8. Dat Christus vir ons kom sterf het. Maar ons weet hy het opgestaan op die 3de dag. Toe ons nog sondags was, het hy kom sterf. En as ons dit glo in ons harte en ons bely het met ons monde, en ons vra Jesus om ons te red, dan word ons gered. Vriende en vriendin, daar kom 'n dag van oordeel. En as jy nie gered word nie, sal jy die hemel mis. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand sal tot die Vader kom behalwe deur hom nie. Maar kom ek by my boodskap vandag. Maar voor ons daarby kom ons bid dan oor daaroor. Hemelse Vader, ons kom voor U in dankbaarheid, met nederige harte, terwyl ons wil praat oor Palm Sondag en terwyl ons dit wil vier oor Here. Ons herinner ons aan die dag toe U seun Jesus Christus as koning van vrede Jerusalem binne gegaan het. Here, dit was 'n dag waar almal gejubel en gejuig het, palmtakke geswaai het. Die disippels het hulle klere op die donkie gesit en niet ingery. Mense het selfs hulle klere in die strate gegooi en hallelujas en hosannas gesing. O Here, seën hierdie tyd, terwyl ons terugdink, seën hierdie tyd van aanbidding en leer ons. En maak ons harte ontvanklik vir die woord in Jesus naam bid ek dit. Seën hierdie boodskap wat ek bring, o Here. Seën elke hoorder. Vra dit in Jesus naam. Amen. Nou vriend en vriendin, ek gaan die Bybel dan vandag oopmaak hier op Matteus 21 en ek gaan vir ons die 11 versies lees daar in die 83 vertaling. En toe hulle naby Jerusalem kom en by Betfage op die Olyfberg aankom, stuur Jesus 2 disippels vooruit en sê vir hulle, gaan na die dorpie toe, daar voor julle, en dadelik sal julle 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. Dit het plaasgevind, sodat vervul sou word, wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy ry op 'n donkie, ja, op 'n jong donkie, 'n pakdier se vul. En die disippels het gegaan en gedoen, net soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, hulle klere bo op hulle gesit, en hy het daarop gaan sit. En 'n groot menigte het hulle klere op die pad uitgesprei, en ander het takke van die boom afgekap, en dit op die pad gesit. Palmtakke, daarom noem ons dit Palm Sondag. Die mense het voor hom geloop, en die wat gevolg het dit uitgeroep, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Ek dink hulle het gevra, wie is hierdie man waaroor hulle so in ophef kom? Maar die menigte het geantwoord, nie Jesus nie, die menigte, dit is die profeet, Jesus van Nazareth in Galilea. Vriende, hulle het gesê, dit is die profeet. Hulle het nie geweet, dit is die Messias wat kom nie. Ons weet, hulle het hom later verwerp en self gekruisig. Maar, in sy alwetendheid kan ons sien dat Jesus alles geweet het. Vooraf het hy al geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet van die donkie wat daar staan. Jesus het geweet presies van elke profesie wat van hom oor hom uitgespreek het, of uitgespreek is. Maar ek wil vandag vir julle sê, Palm Sondag is die dag waarop ons die triomfantelijke intog van Jesus in Jerusalem moet vier. Dit is die dag waar alles begin het voor die Lydensweek. Dit is die dag van lof, maar ook 'n dag van diepe
betekenis. Oor wie Jesus is, was en altyd sal wees, en waarom hy gekom het, want hy is onveranderlik. Daai tyd het hy gekom as die lam van God, om geslag te word, om ons sondes op hom te neem, om vir ons te kom sterf, maar op daai Sondag het hy nog lewend ingekom, en almal het gejubel en gejuig, omdat hy die profeet was. Min het hulle geweet, dit is die Messias. Dit is die dag van lof, maar 'n dag van diepe betekenis vir ons. Die mense het hom as koning verwelkom, maar hulle het nie ten volle verstaan wat vir hom voorlê nie. Maar hy het geweet. Weer wil ek sê, hy het gekom as die lam van God, want ons weet dat later in daardie week op donderdag aand sal hy, nadat hy die nagmaal ingestel het, nadat hy 'n behoefte gehad het om na Getsemane te gaan, het hy gaan bid. Hy het selfs bloed gesweet daar. Hy het gevra, as dit moontlik is, Vader, laat hierdie beker wat gaan kom, die beker wat ek moet drink. Terwyl hy het dit geweet het hy nogtans aan om my en jou gedink, wat hy gesê, Vader, as dit moontlik is, dat dit van my weggeneem word, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Jy sien, vriend, daar is 3 dinge wat ons moet daar kyk hierso. Eerstens, moet ons hieruit leer dat Jesus is die beloofde Messias, maar hulle het hom nie herken nie. Matteus 21 vers 4 en 5 wys dat Jesus se intog die profesie van Sagaria 9 vers 9 vervul. Wat sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy ry op 'n donkie, dit was vir hulle uitgespreek, op 'n jong donkie, 'n pakdier se vul. Vriende, dit bevestig dat Jesus die beloofde Messias is. Maar anders as enige ander aardse koning. Hy het gekom nederig. Hy het gekom met vrede. Die tweede ding is die skare se reaksie en hulle verwagtinge. Jy sien, die mense het palmtakke geswaai en uitgeroep en hosannas gesing. Hulle het gesing hosanna aan die seun van Dawid, Matteus 21 vers 9. Hulle het 'n politieke bevryder verwag. Hulle het hom nie erken as die Messias nie. Die een wat sou sterf vir hulle sondes nie. Nee. Tot vandag toe is die Israeliete blind. Hulle het hom nie erken nie, hulle verwerp hom steeds. Daarom moet ons bid vir Israel. Want uit Israel het God vir ons 'n Messias gestuur, 'n verlosser, sy seun. Hy het hom mens gemaak. Jy sien, Jesus se missie was nie om 'n politieke bevryder te wees nie, maar om mense te bevry van sonde, van ongeregtigheid, om die prys te betaal, om hulle sondes op hom te neem, ons sondes op hom te neem, sodat ons verlos kan word van sonde, van die hel, van die oordeel, sodat ons eendag in die hemel kan kom, sodat ons kinders van God kan word, geregverdig, gevul kan word met die gees van God. Maar hulle het hom gesien as 'n profeet, as 'n koning wat kom. Hierdie kontras tussen die leuen en die waarheid. Hierdie kontras wys hoe maklik mense verkeerde verwagtinge van God kan hê. Laat ek en jy, my broer en suster, laat ons seker maak dat ons Jesus vir wie hy werklik is, eer en aanbid. Dat ons hom aanneem as saligmaker en verlosser. Want die Bybel het gesê, nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Dit meen ons moet sy seun aanvaar vir wie hy is. Ons moet hom aanneem as saligmaker en verlosser. Ons moet gewas word deur sy bloed, gereinig word deur sy bloed, sodat ons deur die Vader geregverdig kan word en deur wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, dat ons gered kan word, met die Vader versoen kan word, kind van God kan word. Die derde punt wat ek wil met die deel is, Jesus se ware koningskap en ons reaksie.
Want hy is nie net 'n koning van daardie dag nie. Nee, die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 13 vers 8, hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy was nog altyd die ewige koning, alhoewel hulle hom nie erken het nie. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, want die woord sê vir ons in Johannes 18:36, is eintlik Jesus wat dit self gesê het. Hy het self verklaar wie hy is, wat sy koninkryk is. Hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat ek nie aan die Jode oorgelewer sou word nie. Maar, nou is my koninkryk nie van hierdie wêreld nie. Toe hulle hom gevangen geneem het, daar in die tuin van Getsemane, het hy gesê, terwyl hy hom gewilliglik oorgegee het om as lam van God gevangen geneem te word om later gekruisig te word, het hy gesê, ek kan 'n legioen engele roep, maar hy het dit nie gedoen nie. Ek en jy was op sy gedagte. Hy het geweet hy moet sterwe sodat ek en jy kan lewe. Jesus het gesê, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Ja, die engele kon almal verslaan het, sodat ek nie aan die Jode oorgelewer sou word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Hy het geweet hy moet sterwe, maar in sy alwetendheid het hy ook geweet hy sal opstaan. Daarom later sê hy, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar hy het geweet waarom hy moet sterwe. Hy het gesê, ek gee my gees oor aan nie. Hy het gesê, dit is volbring. Dit wat hy moes gedoen het in die vlees het hy gedoen. Hy het alles gedoen om ons te red. Hy het gesê, toe hy afgesluit het daar in Johannes 18 vers 36, nou is my koninkryk nie van hier nie. Die vraag is, hoe reageer ek en jy op sy koningskap? Dien ons hom? Het ons hom al aangeneem as saligmaker en verlosser? Dien ons hom net as dit vir ons voordelig is? As ons hom nodig het, aanbid ons hom? Is hy vir ons soos 'n noodwiel? Of ons is gewillig om ons volkome aan hom oor te gee, om te erken as die koning van alle konings, om hom te volg, selfs al kos dit ons opofferings, selfs wanneer dit opofferings van ons vra. Weet jy, vriend en vriendin, om Jesus te dien beteken om sy voorbeeld te volg en sy opdragte uit te leef. Eerstens, hy het ons geroep, hy sê kom tot bekering want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy het gekom om ons te red en te reinig. En nadat ons gered en gereinig is, moet ons onder leiding van die Heilige Gees wat ons ontvang as inwonend en ons word sy tempel van die Heilige Gees, moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons verander en ons moet groei in liefde en in nederigheid. Ons moet ander dien met die liefde en nederigheid soos Jesus ook gedoen het volgens Johannes 13 vers 14 en 15. Weet jy, vriende, om God te dien is om my medemens te dien ook. Ons moet bid en soek na God se wil. Ons moet tyd bestee in gebed. Ons moet geestelik groei onder leiding van die Heilige Gees. Ons moet die Bybel bestudeer, sodat ons kan groei volgens die woord van God. Gaan lees wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Ek en jy moet uitgaan na alle tale, volke en nasies. Ons moet disippels maak, ons moet evangelie deel met ander. Ons moet ander help om in hulle geloof te groei, om tot kennis van die waarheid te kom. Ja, ons moet Jesus verkondig. Ons moet 'n lig wees in hierdie wêreld, sout in hierdie aarde. Ons moet lewe 'n lewe wat Christus weerspieël deur goed te doen en regverdig te lewe. Ons moet die evangelie uitdra en as dit nodig is, moet ons ook woorde gebruik, maar hulle moet Christus in ons sien. Vriende en vriendin, dien ander in liefde. Paulus praat daarvan in Galasiërs 5:13. Help diegene in nood deur jou tyd, jou hulpbronne en gebede te gee. Bid vir mekaar. Dra mekaar, onderskraag mekaar.
Help mekaar, wees lief vir mekaar, vergewe mekaar soos God ons vergewe het. Bly getrou aan die Here, maar ook aan mekaar. Maak nie saak wat die probleem op jou pad is, jy staan vas in jou geloof, selfs in beproewinge. Weet God is getrou, die geveg is nie joune nie, soos wat God vir Moses gesê het in Exodus 14, staan en kyk hoe ek die geveg vir jou wen, sal die Here jou ook deurdra. Ek en jy moenie vrees nie, want vrees kom nie van God af nie. Nee, vrees kom van die vyand af. Ons moet nie onder mekaar beklei en stry nie. Nee, ons moet mekaar vergewe soos God ons vergewe. Ons moet bid vir mekaar, ons moet voorbidders wees. Ons moet lewe in liefde. Verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here, het Paulus gesê in Filippense 4 vers 4. Moenie jou vasstaan en kyk aan jou probleme nie. Gee jou probleme vir die Here Jesus. Dien hom, vertrou hom. Hy het gesê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Daarom sê ek vir jou, staan vas in die geloof, te midde van jou stryd. Moenie vaskyk in jou stryd, kyk op na hom, want die oë van die Here deurloop die hele aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Op Palmsondag het Jesus ingekom, maar ons weet, soos ons ook later sal hoor en sien in die tyd, was hy gekruisig op Sondag, het hy gekruisig op Vrydag, het hy opgestaan op Sondag, en hy lewe, want hy later opgevaar na die hemel, waar hy elke dag vir ons intree. Hy weet van ons, hy sien waar ons gaan, hy versterk ons, maar ons moet na hom toe kom. Glo en bid. Alles wat jy vra in gebed, sal jy ontvang, as jy glo, sê hy Matteus 21:22. Daarom weer eens wil ek sê, staan vas in die geloof, selfs in beproewinge, vertrou op God se plan. Hy sê, net goeie ding vir ons. En dit weet ons staan in Jeremia 29. Lewe elke dag in gehoorsaamheid. Lees die Bybel sodat jy weet wat is God se wil, wat is sy gebooie, wat wil hy moet doen. Volg sy gebooie, vermy sonde, lewe onder leiding van die Heilige Gees. Bly in die Here soos Jesus gesê het in Johannes 15 vers 4. Hy sê hy is die wingerdstok, ons is die lote. 'n wingerdstok ontvang sy voeding althans die lote ontvang sy voedsel van die wingerdstok. So ontvang ons ook krag en sterkte van God af, van Jesus af. Vriende, deur hierdie dinge te doen om heiligmaking na te jaag, nadat jy gered is en geregverdig is deur die Vader, gevul is met die Gees en oorgegee is in die Gees, en elke dag die dinge doen wat God wil doen. Daardeur wys ons dat ons Jesus lief het en hom werklik dien. En ek kan baie ander dinge noem, maar laat ek afsluit, vriende. Palmsondag roep ons om op Jesus as die ware koning, om op hom te fokus, op wat hy vir ons gedoen het, waarom hy dit gedoen het, en om as die ware koning van alle konings te erken. Hy het nie gekom om net 'n politieke of 'n tydelike koning te wees nie, maar om ons harte en ons lewens vir ewig te verander, ons met die Vader te versoen, sodat ons opgeneem kan word as kinders van God, ons name geskryf in die boek van die lewe, sodat ons volgens Johannes 1:12 die mag van God kan ontvang. Ek is sy kind. En ons moet groei om meer en meer soos hy te wees. Daarom het hy sy Gees vir ons gegee om ons te verander na sy gelykvormigheid. So vriende, laat ons hom nie net prys met lippetaal nie, maar met ons lewens. Laat ons hom dien in opregtheid, om aanbid in woord en waarheid. My broer, my suster, kom ek en jy bid saam. Kom ons bid saam. Kom ons verootmoedig ons voor die koning van alle konings, die redder van die mens, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, waar die Vader gesê het, niemand sal na hom toe kom behalwe deur sy seun nie. Die seun het dit beklemtoon in Johannes 14 vers 6.
Die Vader het gesê, ek gee julle die ewige lewe, maar dis in my seun. Wie die seun het dit lewe, die wie die seun nie het nie, dit lewe nie. So sonder Jesus kan jy nie hemel toe gaan nie, maar met Jesus kan jy alles oorwin hier op aarde, selfs bende stormloop. Maar hy is ook die deur tot die hemel en sal jy die hemel ingaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die intog in Jerusalem, 'n teken van die liefde en verlossing. Help ons, help vir my, help vir elkeen van ons, om U te eer en te volg met opregte harte. Gee ons die krag om die ware disippels te wees en in gehoorsaamheid aan U te wandel. Seën elkeen met hierdie teenwoordigheid van U elke dag. Seën elkeen wat aan die boodskap luister. Help hulle dat hulle ook uitstuur hierdie waarheid na ander. Versterk ons geloof in die heilige naam, bid ons dit. Here, ek wil elke broer en suster seën in die naam. Vriende, kom ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met u. Mag die Heilige Gees hierdie boodskap vasmaak in die harte. Mag u tot kennis van die waarheid kom. Mag u as u nog nie bekeer het, u sal bekeer tot God, sodat u 'n kind van God kan wees. Vriende, hierdie week is 'n tyd waar ons die Bybel opnuut moet gaan lees om te sien wat het in die laaste dae met Jesus gebeur voordat hy gekruisig is. Sodat ons, wanneer ons by Paasnaweek kom, sodat ons sal weet waaroor dit gaan. Nie oor 'n vakansie nie, nie oor 'n rustyd nie, maar dit gaan om God te vereer, om Jesus te vereer, om hom te dien, om te aanbid. Laat ons dan Paasnaweek ingaan met die wete dat God het sy seun gestuur, maar hy lewe en hy tree elke dag vir ons in. Genade en vrede van julle in Jesus naam. As die Here se wil is, en gesels ons weer. Mooi dag verder.